Here, vanoggend is ons bymekaar om U te aanbid, Here, om meer te leer van U. Here, U is die skepper van die hemel en die aarde. En as ons Genesis 1 gaan lees, dan lees ons, en God het die hemel en die aarde geskape. Here, U is almagtig, U is heilig, U is regverdig, U is 'n God van liefde, Here. En U is ons God. En U is die enigste God, en ons loof en ons prys U as ons God. Here, ons begin vandag met 'n reeks wat baie sensitief is. Ons gaan baie sensitiewe onderwerpe aanraak, Here. En ek wil U vra om elkeen wat hier sit se hart voor te berei, Here. Here, berei ons almal se harte voor dat ons dit wat ons hoor uit die woord uit nie sal sien as 'n persoonlike aanklag nie, Here, maar dat ons dit sal sien as 'n liefdevolle teregwysing. Here, ek eer U vir die geleentheid wat ons het om te leer wat het U beplan vir die gesin. Here, en ek eer U ook dat ons die geleentheid het om die foute wat ons gemaak het in ons eie gesinne, Here, om dit te kan regstel, want ons het 'n geleentheid. Here, laat hierdie woorde wortel skiet in elkeen se hart, Here. Seën my ook asseblief dat ek die woorde reg gebruik, Here, en dat ek die waarheid sal verkondig, sodat U alleen verheerlik sal word. Amen. Julle kan julle Bybels oopmaak by Efesiërs 5. Vers 22. Ek gaan sommer vir ons die hele gedeelte lees oor die hele reeks, en is van Efesiërs 5 vers 22 tot by Efesiërs 6 vers 4. En ek lees vir ons uit die woord van die lewende God. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle gevalle moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoor nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Tot sover. Nou vanoggend begin ons met 'n reeks binne in ons reeks van Efesiërs. En ons noem die reeks God se ontwerp vir die gesin. Efesiërs 5, vanaf Efesiërs 5 vers 22 tot en met Efesiërs 6 vers 4, skryf Paulus vir ons, hoe sal 'n Christen ma en 'n Christen pa en Christen kinders optree as die gees van God deur hulle werk. As hulle gees vervul is, hoe sal hulle lyk? En dan gaan hy ook verder en hy skryf vir ons, hoe moet 'n geesvervulde baas wees en hoe moet jy wees as jy 'n geesvervulde werker is? Maar vir nou gaan ons net eers fokus op die gesin. En om die konteks reg op te stel, moet ons eers gou die vorige klompie verse gaan opsom. Paulus is besig om vir ons te skryf oor die wandel van 'n gelowige. Efesiërs 4 vers 1 het begin met wandel waardig. En van toe af gee Paulus vir ons riglyne van hoe ons lewens moet lyk. As ons sê ons is in Christus, as ons sê ons is Christene, dan is daar 'n sekere manier hoe jy moet lewe. Die bewys van jou Christen geloof
is nie in jou mondelingse belydenis nie. Die bewys van jou Christen geloof is in jou veranderde lewe. Dit is wat vir die res van ons bewys of jy werklik 'n Christen is of nie. En Paulus het begin by nederigheid en sagmoedigheid, en toe skryf hy vir ons van die gawes wat elke gelowige ontvang, wat ons reeds ontvang het. Toe skryf hy oor die gawes vir die kerk. Hy skryf toe van die eenheid wat daar tussen ons moet wees, dat daar liefde moet wees, en toe skryf Paulus dat die gelowiges die ou lewe moet uittrek, soos 'n ou vuil jas, en dan moet jy die nuwe lewe aantrek, soos 'n nuwe jas, 'n skoon jas, jou nuwe lewe in Christus. En toe verander sy trant, en in hoofstuk 5 sê hy, wees soos God. Wees 'n navolger van God. Wees lief soos Christus. En dan noem Paulus 'n klomp dinge wat nie deel mag wees van jou lewe nie. Onder andere hoerery, hebsug en onreinheid. En dis asof Paulus alles wat hy vir ons skryf oor ons lewenswandel hier op 'n spits dryf. En hy begin kontras te gebruik. Hy sê, jy was duisternis, nou is jy lig. Jy was 'n dwaas, maar nou is jy wys. Moenie dronk word van wyn nie, maar word met die gees van God vervul. En die rede hoekom Paulus alles hier by mekaar moet kom is, want slegs wanneer jy met die gees van God vervul kan wees, kan jy lewe, soos wat hy in die laaste 2 hoofstukke vir ons verduidelik het. Daar's geen manier hoe jy die Christen lewe kan lei, sonder dat jy met die gees vervul kan wees nie. En onthou wat het ons 2 Sondae terug gesê. Dit is moontlik vir 'n Christen om nie gees vervul te wees nie. Jy kan 'n wedergebore Christen wees, sonder om die gees vervul te wees. Maar om God se wil vir jou lewe te doen, moet jy met die gees vervul wees. Elke dag, jy kan onthou, die werkwoord wat Paulus gebruik het, was elke dag, dit is 'n konstante ding wat jy moet doen, om met die gees vervul te wees. En kan jy onthou, hoe het ons gesê moet jy dit doen? Die woord van God. As die woord van God ryklik in jou woon, sal jy met die gees vervul wees. Jy kan onthou Efesiërs 5 vers 18, die nagevolge daarvan, en dan Kolossense 3 vers 16 en die nagevolge daarvan. Dit is presies dieselfde. Om met die gees vervul te wees, en om met die woord gevul te wees, kom jy by dieselfde punt uit. En dit is wat jy moet doen. En hier sien ons nou die resultate wat Paulus vir ons gee. As jy, as 'n gelowige, met die gees vervul is, hoe sal jou lewe lyk? Vers 19 tot 21. Spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Jy sal 'n dankbare mens wees, jou lewe sal 'n lied wees, maak nie saak of wat teëspoed is nie. Jy sal God verheerlik. So alles wat Paulus tot dusver vir ons geskryf het, het hy oor die algemeen vir gelowiges geskryf. In Hebreë vir die kerk gesê. Hy het gesê, julle is nie meer lig nie. Julle is nie meer duister nie. Julle is nie meer dwaase nie. Julle is nou wys. En dan verander hy sy skryfstyl weer. En hy begin direk praat. En hy sê, vrouens, jy. En dan sê hy, manne, jy. En dan sê hy, kinders, julle. En dan sê hy, ouers, julle. Dan is dit nie meer oor die algemeen vir gelowiges nie. Dan is dit vir elkeen van onsself. En die konteks van die volgende gedeelte is, hoe sal die pa, die ma en die kinders se lewenstyl lyk as hulle gelei word deur die Gees van God? Dis waarna ons gaan kyk. En hierdie gedeelte wat ons kry, van Efesiërs 5 vers 22 tot Efesiërs 6 vers 4, is die blueprint wat God vir ons gee van hoe 'n gesin moet wees. Dis die blueprint. En wanneer ek en jy hierdie standaard van God handhaaf, dan sal die gesin 'n wonderlike plek wees. 'n Wonderlike plek. 'n Plek van vrede en 'n plek van seëninge. En saam met jou kerk sal dit hemel op aarde wees. Want dan sal jy outomaties, as jou kerk 'n Bybelse kerk is en jou gesin is 'n Bybelse gesin, saam maak hierdie kombinasie jou lewe hemel op aarde. En dit is hoe God dit beplan het. Dit is God se blueprint om dit so te kan doen. Val ek dit mekaar uit. Maar om werklik die konteks te kry vir hierdie gedeelte,
moet ons een versie teruggaan. En ons moet eers weer gaan kyk na vers 21. En aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Nou hier sien ons die basis van elke Christen verhouding. Elke verhouding waarin ek en jy is, moet daar onderdanigheid wees. En aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Sien julle wat staan daar in daai vers? Die Griekse woord vir onderdanigheid kom van oorlogstaal af. As hulle oorlog gehou het hulle van onderdanigheid gepraat. In die eenvoudigste vorm beteken dit, jy is onder mekaar. Jy is onder iemand anderste. Dit is wat dit beteken. Elke samelewing het strukture. Oralste om ons strukture. Ons het 'n regering aan wie ons onderdanig moet wees. Is dit te sê ons hou van hulle nie? Is dit te sê ons het vir hulle gestem nie? Maar ons moet onderdanig wees aan hulle, aan die struktuur. Dan oralste kom maar onder hulle strukture en tot in ons munisipaliteit, dit is ook 'n struktuur en ons is onderdanig aan daardie struktuur. En hoor wat skryf Paulus net so vir interessantheid in 1 Timoteus 2 vers 1 en 2 oor hierdie strukture wat ek nou verduidelik het. In die eerste plek vermaan ek dan dat smeking, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waarheid. So ons as gelowiges moet vir hulle bid. Amper sê ek stem. Ons moet vir hulle bid. Ons moet vir ons regering bid. En ons moet vir ons munisipaliteit bid. En ons moet vir die provinsiale regering bid. Want dis wat die Bybel van ons vereis. Sodat ons 'n rustige lewe kan hê. En dis nie altyd maklik nie. Want ons weet wat hulle doen. Maar hier's nie 'n voorwaarde nie. Die Bybel sê nie, bid vir hulle as jy vir hulle gestem het nie. Die Bybel sê, bid vir hulle. En dan in die Christen geloof, het ons 'n kerk. En Hebreërs 13 vers 7 sê dat ons moet ag gee op die leiers van die kerk. En dan kry ons die laagste vlak van hierdie autoriteit en hierdie onderdanigheid. En dis die gesin. Waar God die pa aangestel het as die hoof van die huis en die autoriteit. En oralste in hierdie strukture is daar mense wat onderdanig is aan ander mense. Oralste. Dit is net hoe die lewe werk. Ons wat hier sit vandag, ons is almal onderdanig aan iemand. Dit is net hoe dit is. En selfs in die gesin is daar onderdanigheid. En in die gesinsopset is hierdie geweldig belangrik. Omdat die gesin intiem is, ons lewe saam met mekaar, ons is elke dag in mekaar se lewens, is hierdie onderdanigheid geweldig belangrik. Die gesin is ook die struktuur wat deur God ingestel is. Genesis 2 vers 24 sê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind en hulle sal een wees. En daar's 'n baie spesifieke rede hoekom God hierdie gesin struktuur ingestel het. Die mens is die enigste skepsel, is die enigste wese wat na die beeld van God gemaak is. God het vir Adam en Eva gesê om voort te plant. En so word hierdie skepsel wat na die beeld van God gemaak is, vermeerder. So God maak die mens na die beeld van homself en dan sê hy vir die mens, plant voort. Dan vermeerder julle hierdie beeld. En dis die doel van die gesin. En dan lees ons in die Bybel dat God sommer vroeg in die Bybel opdrag gee vir ouers om te sê, leer julle kinders van God. Deuteronomium 6 vers 6 en 7 sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit in jou kinders inskerp, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Heeldag en aldag is ouers veronderstel om hulle kinders te leer van God. Reg deur die Bybel lees ons hierdie opdrag. Selfs hier in Efesiërs 6 vers 4. En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. God het dit so bepaal dat die gesin die voertuig is waarmee hy oorgedra word van een geslag na die volgende geslag toe. En dis hoekom die gesin so belangrik is. Die enigste manier wat kinders in die vrees van die Here groot gemaak word, is in die gesin. Dit is waar God dit beplan het. En wanneer dit dan gebeur, wanneer die kinders in die vrees van God groot gemaak word, dan val al hierdie strukture in plek van onderdanigheid. Van jou gesin af,
Die volgende een wat die munisipaliteit is, al hierdie strukture tot bo by die land. Al hierdie onderdanigheid sal 100% werk as dit in die gesin werk. Maar nou sien ons ook die teenoorgestelde, nê. As dit nie in die gesin werk nie, dan werk dit ook nie. So hoe werk hierdie onderdanigheid? Onderdanigheid beteken ek ag die ander persoon hoër as vir myself. Dis wat onderdanigheid is. Nou in elke struktuur lyk onderdanigheid anderste. By die regering byvoorbeeld, ons ag die regering hoër as ons. Want hulle is aangestel, hulle is ingestem, hulle het die gesag, hulle moet baie groter besluite maak as net hierdie kokonnetjie waarin ons lewe. Die man in die huis ag sy vrou hoër as homself, so hy doen enigiets om haar tevrede en gelukkig te kry. En so ook die vrou. So die man is onderdanig aan die vrou, want hy ag haar hoër. Die vrou is onderdanig aan die man, want sy ag hom hoër. Ouers is onderdanig aan hulle kinders, want ons ag ons kinders hoër as onsself. So ons leer hulle in die vrees van die Here. Wat beteken, as dit nodig is vir dissipline, pas ons dit toe. So onderdanigheid beteken nie, nou sê ek ja en amen vir alles nie. Onderdanigheid beteken jou behoefte is hoër as my behoefte. Dis onderdanigheid in die gesin. En kinders ag hulle ouers hoër as hulle self, en dis hoekom hulle gehoorsaam is. Sien jy smaal vir my, Michelle? En hier in die kerk is ons almal onderdanig aan mekaar, want ons is lief vir mekaar met 'n goddelike liefde, en dis hoekom ons mekaar dien. Sien julle hoe werk onderdanigheid op die verskillende strukture? Aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Dis wat die vers sê. Nou vandag weet ons dat nie almal van ons in die samelewing, ek praat nou nie van ons hier nie, ek praat van almal van ons in die wêreld, in Suid-Afrika, leef nie in die vrees van God nie. Wat beteken dat hierdie onderdanigheidsstrukture werk nie. Daar is nie onderdanigheid hier buite nie. Sonde het in die wêreld ingekom en God se ontwerp vir die gesin besmet. Dis nie vernietig nie, dis net besmet. Dis vuil gemaak met sonde. Satan haat God. En alles wat God instel, probeer Satan net die teenoorgestelde reg kry. Altyd, presies die teenoorgestelde. So as God orde wil handhaaf, deur die struktuur van onderdanigheid, met die gesin as fondasie, wat sal Satan doen? Chaos, deur om die onderdanigheid binne in die gesin te vernietig, want dit het 'n ripple effek op. En dis wat Satan doen. Satan het dit die eerste keer probeer met Eva en het reg gekry. Die onderdanigheid is daar omgeruil. En van toe af is dit 'n struggle vir die van ons wat wil lewe in die vrees van God en tussen ons en die wat nie vir God ken nie. En dis 'n struggle. Nou waar los dit ons vandag in 2025? Ons lewe in 'n tyd waar onderdanigheid byna 'n vloekwoord is. Alle tipe onderdanigheid word ondermyn en afgemaak as 'n manier van lewe wat nie in ons moderne tyd pas nie. Die wêreld het in die laaste 200 jaar so vinnig verander met informasie en tegnologie dat dit moontlik geword het vir Satan om deur al hierdie veranderinge met tegnologie en informasie onderdanigheid te ondermyn. Leuns, saadjies kom plant. En hoekom is dit Satan se doel om dit te doen? Want die gesin is hoe God verseker dat hy oorgedra word. En dit is wat Satan wil keer. Satan wil keer dat God oorgedra word van een generasie na die volgende generasie toe. So as Satan dit reg kry om gesinne op te breek, dan gaan hy dit reg kry dat God nie so algemeen verkondig word nie. En ons sien dit om ons, né? Ons sien dit om ons. En dis presies waar ons vandag is. Ons lewe in 'n tyd waar daar baie min gesinne is wat volgens God se ontwerp lewe. Baie min gesinne.
Die aanval op die gesin deur die mens se geskiedenis was nog nooit so erg soos in die laaste 80 jaar nie. Feminisme, aborsies, gay en lesbien verhoudings, saambly verhoudings, buiteegtelike kinders, hierdie is alles goeters wat deur Satan ontwerp is om God se gesin op te breek. Alles. Al hierdie dinge het net een doel. Net een doel. En dit is om die gesin op te breek. Dit het niks te doen met regte en al hierdie goeters. Dis net die smokescreen. Die doel daar agter is om die gesin op te breek. Nou ek het vir ons 'n bietjie statistieke bymekaar gemaak net om vir julle te bewys of net om te wys hoe groot is hierdie probleem. En hierdie statistieke is van Suid-Afrika en is oor alle bevolkingsgroepe, oor alle gelowe, dit is Suid-Afrikaners. 1 uit elke 5 huwelike loop uit op egskeiding. 56% van egskeidings word geïnisieer deur die vrou, 44% deur die man. Ongeveer 42% van hierdie egskeidings gebeur in die eerste 10 jaar. Egskeidingssyfer vir tweede huwelike tussen 60 en 70%. Die derde huwelike meer as 73%. Daar's nie 'n presiese getal nie, maar is meer as 73%. En wat interessant is dat die tweede en derde huwelike, die getal is besig om af te neem. Want mense bly eerder saam as hulle een keer geskei is. Die geskatte inligting oor saambly verhoudings. 2006 1.3 miljoen mense in Suid-Afrika, 5% van die bevolking. 2011 3.6, meer as verdubbel in 5 jaar, 3.6 miljoen mense. En 2025 ongeveer 6 miljoen mense. So elke 10 jaar verdubbel hierdie getal, waar mense eerder saam bly as trou. Dit beteken dat 60% van die kinders vandag word groot met 'n enkel ouer. 40% van hierdie gesinne, die 40% van hierdie gesinne wat oorbly, met 2 ouers in, is nie so seer beter af nie. Want altyd die ouers werk, en meeste van die tyd is hulle op hulle loopbane gefokus. So 2 ouers in die huis, is nie altyd 'n teken van 'n gesonde gesin. Nou wat is die effek hiervan? Emosionele en gedragsprobleme by kinders, akademiese prestasie van kinders word beïnvloed, verhoudingsontwikkeling bly agter. Gewoonlik kinders se verhouding met mans, as gevolg van die paas wat nie teenwoordig is nie. Identiteits- en gesinsontwikkelingsprobleme, kinders sukkel om hulle plekkie in die son te kry, want die egskeidings laat kinders voel asof dit hulle skuld is. Die ekonomiese effek, 42% van enkelouers, gesinne, val onder die broodlyn. Hulle kry ekonomies swaar. Byna 60% jong mense is seksueel aktief voor hulle trou. En tussen 80 en 90% van wettige aborsies is van ongetroude vrouens. Nou hierdie is 'n klein druppeltjie in die emmer van die statistieke wat beskikbaar is. Maar ek dink julle kry die prentjie. Die gesin oor die algemeen is in die moeilikheid. En die gesin word aangeval. En as gesinne in die moeilikheid is, dan is ons gemeenskappe in die moeilikheid. En ek dink julle sal saamstem met my, kom ons kyk na ons gemeenskap. Ons gemeenskap is in die moeilikheid. Dit wat ons hier buite kan sien, lyk sleg. Dis gebroke. Die morele standaard van ons gemeenskap is baie, baie laag. En ons kan alles terugtrek na die gesin toe. Alles. Maar hierdie was nou almal gewees, nie? Reg deur die bank. So, hoe lyk die syfers in die kerk? Hoe lyk hierdie statistieke van Christene? Dink julle die Christen gesinne is in beter kondisie? Of is die Christen gesinsleefwyse? Lyk dit anders as die breër publiek? Ongelukkig nie. Die skeisyfer in die kerk is presies dieselfde as wat dit buite die kerk is. Dit beteken selferkende Christene wat met hulle monde verklaar hulle is Christene,
skei net so maklik soos ongelowiges. Die morele probleem wat ongelowige mense in hulle gesinne het, is net so teenwoordig in ongelowige gesinne. Die gedragsprobleme van kinders in ongelowige huise is net so teenwoordig in gelowige huise. Die manier wat getroude egpare met mekaar omgaan, hoe hulle met mekaar praat en hoe hulle mekaar hanteer, is ook teenwoordig in ongelowige huise, presies dieselfde. Dit lyk presies dieselfde. En hoekom is dit so? Ons is tog geroep om anders te wees. Ons is geroep om heilig te wees. Hoekom lyk ons gesinne dan presies dieselfde as ongelowige gesinne? Want ons het die leuen geglo. Die leuen wat vir die wêreld gevoer is, nê, het ons ook geglo. Weet julle wat is daai leuen? Die Bybel is nie meer genoeg nie. Dis die leuen wat ons geglo het. Die Bybel is nie meer genoeg nie. Ons as Christene het toegelaat dat die wêreld ons beïnvloed met die wêreldse leringe. Die kerk het toegelaat dat sy beïnvloed word deur wêreldfilosofie. Beide die Christen en die kerk het wegbeweeg van die Bybel af as ons standaard van wanneer dit kom by ons geestelike lewe. Hoor wat skryf Paulus vir ons in Kolossense 2 vers 8. En ek lees dit uit die 2020 vertaling uit, maar ons kan eintlik maar sê hy het dit vanoggend vir ons geskryf. Hy sê pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en 'n leebedreery wat gegrond is op menslike tradisies en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie. Ons het toegelaat dat die wêreld ons mislei deur die wêreld se filosofie. Nou voor dat ek vir julle sê hoe dit gebeur het, wil ek elkeen van julle wat hier sit vanoggend waarsku. Maar ek wil julle ook bemoedig. Ons gaan in hierdie reeks kyk na die rol van die vrou, na die rol van die man, na die rol van kinders en dan na die rol van ouers. En hierdie is sensitiewe onderwerpe. As jy nou 'n ouer omgeëlie wil hê, dan moet jy nou vir 'n ouer sê, jy het 'n fout gemaak met jou bloetjie. Want ek is ook 'n ouer, ek weet dit. Ons hou nie daarvan as ons tereggewys word oor die manier wat ons eggenoot aanspreek of hanteer nie. Ons hou nie daarvan om tereggewys te word op die manier wat ons kinders grootmaak nie. Almal van ons dink, ons is die beste man of die beste vrou of die beste ouer. Dis net hoe ons gewire is. Onthou egter, ons gaan na God se standaard kyk. Dis nie ek wat dit sê nie. Dis God wat dit sê. Nou, meeste van julle wat hier sit vanoggend ken ek persoonlik baie goed. En ek is 100% oortuig. Jou gesin lyk nie volgens God se standaard nie. En meeste van julle ken my baie goed. En julle almal weet, my gesin is nie 100% volgens God se standaard nie. So ons is almal in dieselfde bootjie. Dis die voordeel wat ons het. Ons almal het toegelaat dat die wêreld ons beïnvloed. Ons almal. So ek gaan in hierdie reeks dinge noem wat vir jou gaan voel of ek met jou praat. En ek weet nie of ek nie met julle met oogkontak maak nie, laat jy dink as ek iets sê ek praat met jou nie, maar ek praat oor die algemeen. Baie van julle gaan nie uitstap en jy gaan dink, genade, ek is useless. Ek is 'n useless man, of ek is 'n useless vrou, of ek is 'n useless ouer. Hoor nou wat ek vir jou sê in die begin van hierdie reeks. Jy's nie useless nie, jy's mislei. Ons almal is mislei met sekere aspekte. Ek gaan baie ander sensitiewe onderwerpe ook aanraak, en ek het baie gebid hieroor. En ek het lank gebid hieroor. Maar ek dink is tyd, ons pak die bil by die horings. As God se ontwerp vir ons gesinne, as ons God se ontwerp vir ons gesinne wil toepas, dan is daar nie heilige koeie nie. Dan is daar nie onderwerpe waaroor ons nie mag praat nie. Ek dink julle sal saamstem met my. So kom ons spreek alles aan. Moet op geen stadium moedeloos raak nie.
en dink dat jy God se merk so ver mis, dat jy nie omdraai het nie. Dit is nie so nie. Moenie opgee nie. Die doel van hierdie reeks is nie om jou useless te laat voel nie, of om jou moedeloos te maak, of om jou te laat skuldig voel nie. Dis nie 'n reeks wat ontwerp is om die ma's en die pa's en die ouers te bash nie. Die doel van hierdie reeks is dat ons almal se oë sal oopgaan wat hier om ons aangaan. Ons is mislei. En weet julle wat? Die wêreld het vir ons maklik mislei. Want ons was dwaas gewees. Was 2 doele in die reeks. Die eerste een is, my gebed is dat jou oë sal oopgaan. En die tweede een is, kom ons doen saam iets aan. Kom ons as 'n gemeente saam werk aan ons gesinne. Nou die manne wat hier sit weet, ons is nou al vir baie maande lank besig om deur 'n program te werk en deur 'n boek te werk wat gaan oor geestelike volwassenheid. En hier begin dit nou by mekaar kom. Hier begin die manne nou van hierdie gemeente, nê? Jy gaan nou 'n bietjie hierdie geestelike volwassenheid in jou gesin moet begin toepas. En die manne weet, ons hou mekaar accountable. Want daar waar ons alleen is agter toe deure, dan praat ons oor die dinge. So, as jy uitgaan, en jy voel ek het op jou gepik, ek het nie, maar dalk is daar dan iets om oor aan te werk, sien dit eerder as genade van God af, dat God jou gewys het op 'n stukkie waarheid. My gebed is werklik dat jy hierdie reeks sal sien in die lig van wat dit is. Dit kom van God af, dit kom uit die woord van God uit. Die Heilige Gees sal elkeen van ons lei om die waarheid toe te pas. Die Heilige Gees het vir Paulus gelei om hierdie brief te skryf. En ons is in 'n tyd van ons Christenlewe waar daar nie meer tyd is vir doekies omdraai nie. Ons as 'n gemeente, julle sal onthou 'n jaar terug, toe ons hierdie kerk geplant het, het ons vir mekaar gesê, ons gaan nie net nog 'n kerk wees nie. Ons gaan nie net nog 'n kerk wees wat Sondag by mekaar kom, halleluja, kumbaya, koffie drink, dan gaan ons hier uit en van Maandag tot Saterdag lewe ons soos die wêreld. En dan kom ons volgende Sondag terug en dan halleluja, kumbaya ons weer nie. Kan julle onthou? Ons het hierdie pertinente gesprek gehad. Ons het vir mekaar gesê, God het ons geroep om anders te wees. Ons gaan anders wees. En dis hier waar dit begin. Vir die laaste 9 maande wat ons deur Efesiërs werk, ons werk hiernatoe. So julle in julle eie gesinne gaan hierdie dinge aanspreek. Ons as 'n kerk gaan hierdie dinge aanspreek. So onthou nou weer, hierdie reeks het 2 doele. Om jou oë oop te maak van hoe jy mislei is en om saam te werk om jou gesin in lyn te kry met God se ontwerp. Dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan ook nie 'n vinnige proses wees nie. Dis nooit maklik om jou eie brein te reprogram nie, want dit is wat nodig gaan wees. Maar dit moet by ons begin. As ons 'n verskil wil maak, as ons die sout in die lig wil wees vir hierdie omgewing, as ons onsself kinders van die lewende God noem, moet dit hier begin. Ons kan nie verwag die wêreld hier buite moet verander as ons nie verander nie. Ons moet die goddelike verandering in ons eie gesinne aanbring as ons werklik gehoorsaam aan Christus wil wees. En julle gaan sien, al wat ons gaan doen is, ons gaan terugdraai Bybel toe. Dis nie rocket science nie. Ons gaan nie vreemde goedjies inbring in ons gesinne nie. Ons gaan net terugdraai Bybel toe. Sal. So is julle reg daarvoor. Is julle safety belts vas. Hoe is ons mislei? Kom ons gaan kyk gou na 'n paar punte van hoe ons mislei is. En ons gaan sommer begin in die volgorde waarvan my Paulus dit geskryf het. En ons gaan by die vrou begin. Nou onthou nou, hierdie is net die breë punte. Ons gaan al hierdie goeters in diepte bespreek in die volgende paar weke. Hierdie is net die breë punte. Die eerste punt. Die vrou is mislei deur die wêreldstelsel om te dink sy gaan haar waarde vind buite haar huis. Deur om te gaan werk. Die vrou is mislei om te dink sy moet haar man gaan staan in die besigheidswêreld. Die leuen is dat die vrou haar huis moet verlaat, haar kinders vir iemand anders te moet gee om groot te maak,
en om geld in te bring. Dis die eerste leen. Die tweede leen is, die vrou is die man se gelyke in die gesinsstruktuur. Nou, natuurlik kry ons dan 'n probleem van onderdanigheid. Onderdanigheid in die gesin is 'n baie groot probleem onder vrouens, en dit kom terug na Genesis 3 toe, na die vloek toe. Toe Adam en Eva gesondig het God 'n vloek ingestel. God het die aarde vervloek, en God het die mens vervloek. En God het vir die vrou gesê, jy gaan na jou man hinker, en hy het vir die man gesê, jy gaan jou vrou heers. Nou sy hinker na sy gesag. So die probleem in enige huwelik is, die man wil domineer en die vrou wil rebelleer. Dit kom natuurlik vir julle vrouens om te rebelleer. En dit kom natuurlik vir ons mans om te domineer. Maar dis die middelpunt wat ons moet kry. Maar die leen is, jy is jou man se gelyke, wanneer dit by posisie kom. Jy is jou man se gelyke geestelik, ja. Jy is jou man se gelyke fisies, in die sin van, julle is altyd na die beeld van God gemaak. Maar die man is die hoof van die huis. Die meeste Christenvrouens glo hierdie feministiese leen, maar baie min van hulle sal dit erken. En daar's baie meer ingeweef in hierdie leen as wat ons nou oor gaan gesels. Die volgende groot leen van die vrou is, die vrou is meer emosioneel intiem met haar kinders as met haar man. So wat gebeur is, jy sit met 'n man en vrou, hulle het 'n wonderlike verhouding, daar's die man, daar's die vrou, hulle is daar vir mekaar, en dan kry hulle kinders en dan skuif die kind daar. En net as jy hulle gewonder het, hier is die nommer 1 rede vir egskeidings. Wêreldwyd. Dis min by julle vrouens, nee, soos nou klaar met julle. Maar die manne is ruggraatloos en laat toe dat die vrouens hulle rolle oorneem as hoof van die huis. En ek het aan baie ander grafiese woorde gedink, maar nou gaan dit nie gepas wees om dit hier te sê, behalwe die manne is ruggraatloos. Ons sit met 'n generasie mans wat maar net sê, okay. Omdat hulle nie in die vrees van God groot gemaak is nie. Manne is geestelik onvolwasse, omdat hulle meer gefokus is op hulle eie entertainment, hulle stokperdjies en hulle werk, as hulle geestelike groei. Manne glo net soos vrouens die leen van die wêreldstelsel, en dan laat die manne toe, dat hulle vrouens uit die huis uit gaan, om te gaan werk, om meer tyd met ander manne te spandeer, as met hom. En die manne glo dit en hulle laat dit toe. Dink gou 'n bietjie aan hierdie som. As jou vrou gaan werk, hoeveel tyd spandeer sy by die werk, hoeveel tyd spandeer sy by die huis? Jy laat jou vrou toe, om meer onderdanig te wees aan 'n ander man, as aan jou. Maar onthou, ons gaan later in detail hierna kyk. Die man van die huis maak nie sy vrou en sy kinders se geestelike welstand 'n persoonlike prioriteit nie. So hy vat nie sy vrou en sy kinders na 'n Bybelse kerk toe. Hy vat hulle na die kerk toe waar dit lekker is. Waar die sonnagskool lekker is vir die kinders, waar die musiek lekker is, en is net lekker. Dis die maatstaf. Met ander woorde, die man versaak sy rol as hoof van die huis op alle vlakke. Want dis die leen wat vir hom gevoer word. Nou hierdie is net die basiese probleme soos wat ek nou gesê het, né? Hoe het die wêreld dit reg gekry om die man en die vrou te mislei? En dit is nou hierso wat ons almal ons stoele moet vashou, want hier is ons almal skuldig. Die wêreld het ons besig gemaak. Ons is besig. Ons is besig met werk. Die van julle wat kinders in die skool het, julle is besig met skoolaktiwiteite, besig met sosiale aktiwiteite. Niemand het meer tyd vir mekaar nie. En asseblief moenie julle hande opsteek nie. Maar wie van julle wat hier sit is te besig om Bybel te lees elke dag? Elke dag. Wie van julle? Want julle is te besig. Die wêreld het die kerk geïnfiltreer
en die Bybel begin afwater. Die waarheid van die evangelie van Christus is afgewater. Die heerskappy van Christus is nie meer 'n hooflering nie. Jesus is die redder van die kerk, maar hy is nie meer die Here van die kerk nie. Die Bybel is ook nie meer die hoogste autoriteit van die kerk nie, of van Christene nie. En dan hier kom ons nou by die baie sensitiewe saak. Christene vandag gaan veel eerder na sielkundiges toe as na hulle herders toe. Sielkunde het geen vermoë om jou gesond te maak nie. Geen vermoë nie. En weet julle wat is die ergste? Sielkunde sê dit. Geen sielkundige in die wêreld claim dat hy jou kan gesond maak van jou mental health issue nie. Al wat hulle doen is, hulle spreek die simptome aan. Ek word angstig, hulle gee vir jou pilletjie. Kry hartklopings, hulle gee vir jou pilletjie. Geen sielkundige in die wêreld sal dit ooit claim nie, want hulle kan nie. En die van julle wat wonder daaroor, 30 jaar terug was daar min mense met geestelike probleme en min sielkundiges. Vandag is daar miljoene sielkundiges. Nog meer miljoene mense met sielkundige probleme. Hoekom? Hoekom word die mense met sielkundige probleme meer? Want hulle kry huidsiektes. Hulle jok vir julle. Wat sê die Bybel hieroor? Onthou, 'n mental health issue is nie 'n mental health issue nie. 'n Mental health issue is 'n hart issue. Dis 'n sonde issue. Hoor wat sê die Bybel? Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van die siel en gees, van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Dit is net God wat toegang tot jou hart het. Mental health issues is hartsprobleme en dit moet deur God aangespreek word. Mense gaan na hierdie instansies toe omdat hulle die leuen geglo het. Christene gaan soek quick fixes. Christene gaan na Christen boekwinkels toe en ek wil nou werklik sê Christen boekwinkels, want ek mag nie sê koemboeke nie. Hulle gaan na Christen boekwinkels toe en hulle gaan koop boeke wat quick fixes het vir jou huwelik. Doen hierdie 7 stappe en jy sal 'n wonderlike huwelik hê. Doen hierdie 10 stappe en jou kinders gaan mooi gehoorsaam wees. Verkoop hulle hierdie Christenboeke waar die woord Christen genoem word, maar dit kom nie naby 'n Bybel nie. Dit spreek nooit die kind se hart aan. Maar dis wat ons doen. Ons het die leuen geglo. Ons is mislei. Net God se hart. As net God wat toegang het tot jou kind se hart. Dis hoekom die Bybel sê, maak jou kind groot in die vrees van die Here, want dan sal die Here sy hart verander. Christene draai na moderne maniere toe om kinders groot te maak, want hulle is bang vir konfrontasie. Metodes soos, en nou moet ek weer versigtig wees, immergroen ouerskap, gentle parenting, free range parenting, wat dit ook al beteken. Hierdie metodes lyk moontlik vir jou goed, maar dit spreek nooit jou kind se hart aan nie. Nooit nie. Met ander woorde, gaan nie werk nie. Geen van die goeters kan werk in die die lang tyd met jou kind nie. Dis hoekom die Bybel so baie tyd spandeer aan ouers, hoe moet julle julle kinders grootmaak? Want is deel van God se design. Christen ouers vat hulle kinders dokter toe, omdat Pietertjie besig is, en hy sukkel om stil te sit, en hy luister nie vir juffrou nie. Nou is juffrou moeg vir hom, dan gaan hulle dokter toe, dan vra die dokter vir jou 7 vrae. Dan kry jy 'n pilletjie. Sit vir Pieter op 'n pilletjie. En weet jy wat doen jy met daai pilletjie, ouer? Jy verander jou kind se brein chemies.
Dis wat jy besig is om te doen. Ouers verander hulle kinders chemies, omdat hulle nie lus is om hulle kinders te dissiplineer nie. Omdat hulle nie lus is om hulle kinders te leer nie. Omdat hulle te lui is om hulle kinders te stimuleer. Dit is hoekom ouers dit doen. Dis wat die leen is. Ons verdoof ons kinders se simptome, maar die oorsprong is nog daar. Die hart. Ek skryf hier, ouers drak eerder hulle kinders, as om hulle nie vrees van die Here groot te maak. En dis hartseer. En onthou nou, ons praat van Christenouers hierso. Christenouers. Ons praat van die Christengemeenskap. Christenouers wat sê hulle glo in Jesus Christus, maar hulle gaan konsulteer nie die Bybel nie. Die woord van God nie. Omdat hulle eerder mense glo, wat 'n sielkundegraad gaan swat het op universiteit. En die van julle wat nie weet nie, dis geweldig interessant. Al die vaders van sielkunde is ateïste. Al die vaders van sielkunde sê, daar bestaan nie so iets soos 'n God nie. Maar ons vat ons kinders so intoe. Wanneer ouers hulle kinders grootmaak op hierdie metodes, dan sit hulle oor 5 of oor 10 jaar met kinders wat rebelle is. En dan kan hulle nie verstaan hoekom nie. Dan sê hulle, ag Here, hoekom tog? Ons is sulke goeie Christenouers. En ek dink, en hier is nou my eie woorde, maar ek dink as God sou wil antwoord, dan sou hy gesê het, ek het vir jou 'n boek gegee met al die riglyne. Jy het nie die boek gebruik, jy het eerder na die wêreld gebruik, gaan luister. Nou pluk jy maar die vrugte van jou dade. Jy het eerder na die skepsel gaan luister, as na die skepper. En dis die kor van ons probleem. Ons gaan luister na die skepsel, die mens, in plaas van om na God te gaan luister. Nou, hierdie is hard, né? En ek het nou 'n verskriklike prentjie, so 'n donker prentjie geskep hier vir ons almal. Dink julle ek het die pap bietjie dik aangemaak? Ek het nie. Want dis die absolute waarheid. Hierdie is hoe dit gaan in Christen gesinne. Dis die realiteit. En is 'n hartseer realiteit. Weet julle hoekom is dit 'n hartseer realiteit? Want die gees van die lewende God woon in ons. Ons behoort van beter te weet. Ons het net 2 of 3 weke terug gelees wat Paulus sê, julle was dwaas gewees, nou is julle wys. Tree soos wyse mense op. Maar nou is dit nie meer 'n geheim nie. Tussen ons is dit nou nie meer 'n geheim nie. Dit is nou in die oopte. Ons weet nou daarvan, ons kan nou 'n bietjie meer gemaklik daaroor praat. En nou kan ons iets doen aantrek. Kom ons ondersoek die woord van God. En elke gesin gaan op sy eie hierdie riglyne toepas. En veranderinge toepas. En jy gaan stelselmatig begin om jou gesin in lyn te kry met God se ontwerp. Dit gaan nie 'n vinnige proses wees nie. Dit gaan ook nie 'n maklike proses wees nie, maar dit is moontlik. Met die leiding van die Heilige Gees is dit moontlik. As jy hier sit vanoggend en jy is 'n Christen, dan woon die Gees van God in jou. Dis 'n belofte van God af. En dan sê vers 18 vir ons, wees met die Gees vervul. Spandeer tyd in die woord van God, sodat jy met die Gees van God vervul kan wees. Lees die Bybel, bestudeer die Bybel, lewe in die Bybel. Dis die woord van die lewende God en dit bevat alles wat ek en jy nodig het om geestelik gesond te wees. Alles. Wanneer jy met die Gees van God vervul is, dan sal die Heilige Gees jou lei in hierdie proses. Dis 'n belofte van God af. Nou ek het dit nie met my vrou bespreek nie, maar ek gaan haar nou op die spot sit hier. En ek en sy het dit al alleen bespreek. Dis werklik ons begeerte. Dis werklik ons begeerte om ons gesin volgens hierdie blueprint van God groot te maak. Ons val met baie goeters, soos julle weet. Julle ken ons. Dis moeilik om al hierdie goeters in jou huisgesin te implementeer. En ons leer elke dag iets nuuts. Maar ek wil nou
vir julle sê, ons wil dit saam met julle doen. Ons wil 'n gemeente wees wat God verheerlik met ons gesinne. So as daar enigiets is waarmee julle sukkel, kom praat met ons. Kom laat ons 'n pad saam met julle stap. Daar's geen beter plek waar jy vrede, liefde en vreugde gaan ervaar as in die gesin. En as jou gesin Godvreesend is, dan is die outomatiese resultaat dat jy in 'n Godvreesende kerk sal wees. En soos ek heel in die begin gesê het, hierdie twee dinge saam veroorsaak vir jou hemel op aarde. Dis die naaste wat jy in die hemel gaan wees, want dis die naaste wat jy aan God gaan wees hier op aarde. Dis is in 'n goddelike gesin en 'n Godvreesende kerk. Onthou Efesiërs 5 vers 17, die van julle wat se Bybels oop is, gaan kyk daar. Efesiërs 5 vers 17. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Dit is die wil van die Here, dat julle as gesin lewe volgens God se ontwerp, en nie volgens die wêreld se ontwerp nie. Dit is God se wil. En God het sy gees aan elkeen van ons gegee, en God het vir ons die Bybel gegee. Ons as gemeente, en ek het dit nou ook gesê, ons as gemeente, ons gaan eers die sout en die lig wees vir hierdie donker omgewing, as ons hier die sout en die lig is vir mekaar. So kom ons ondersteun mekaar, ons elkeen werk op ons eie as 'n gesin, die van julle wat nog nie kinders het nie, julle is nog steeds 'n gesin, en die van julle wat nie getroud is nie, julle kan nog steeds werk daarna toe. Hierdie is die blueprint van God, van hoe 'n gesin moet lyk. Kom ons doen dit, kom ons werk aan. Dit is absoluut moontlik. Dit gaan geweldige opoffering vat. Geweldige opoffering. Want die wêreldstelsel is design om teen die gesin te werk. Want dis die fondasie. En ek eer die Here vir die geleentheid wat ons het. Want ons het werklike geleentheid. En ek eer die Here vir julle bereidwillige harte om in julle eie harte te werk en in julle eie gesin te werk. Kom ons bid saam. Here, dit is nooit maklik om te hoor dit wat ons doen, het ons gedoen omdat ons mislei is nie, Here. Here, en almal van ons wat hier sit, is op een of ander stadium en in een of ander aspek van ons gesinslewe mislei. Here, en ek wil eers begin en ek wil vir u vra, vergewe ons asseblief, Here, vergewe elkeen van ons persoonlikhede, vergewe ons as 'n gemeente. Vergewe ons dat ons mislei is, Here. Here, maar rig ons op deur die werking van die Heilige Gees, dat ons werklik ons harte sal rig op u woord. Here, dat ons u woord sal bestudeer, dat ons u woord sal implementeer, Here. Here, gee vir elkeen wat hier sit vanoggend 'n diep gewortelde liefde vir u woord. Want alles wat ons nodig het u vir ons in die woord gegee, Here. Ons het niks hier buite nodig nie. Here, die wêreld het niks om ons te offer nie. Here, die wêreld het nie die Heilige Gees nie. Die wêreld verstaan nie die Bybel nie, Here. Ons verstaan die Bybel want u Gees werk deur ons. En ek wil u loof en ek wil u prys daarvoor. Here, dankie dat u 'n God van liefde is, Here. Dankie dat u 'n God van genade is, Here. Dankie dat u ons almal hier vanoggend bymekaar gebring het sodat ons dit kan leer, Here. Here, seën elkeen vanoggend asseblief met hierdie waarheid. Ons vra dit in die wonderlike seun Jesus Christus se naam. Amen.